True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. 'n Oorspronklike jackpot-potgooi gebaseer op Nicole Engelbrecht se gewilde True Crime South Africa reeks. Die opinies in die potgooi reflekteer nie noodwendig die van Jacaranda FM nie. Hy het nie gedink dat hy vir so lank daarmee sou kon wegkom nie. Hy was seker daarvan dat iemand dit binne die eerste jaar of 2 sou uitvind, maar hy het nie. So toe gaan hy voort. Vir jare en jare. Wanneer die tyd aangebreek het, sou hy doen wat gedoen moes word. Dit was daarom na als die moeite werd. Welkom by True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Ek is Gerda de Souza. En hierdie is die verhaal oor die misdade van Craig Warrener. Craig Warrener is in 1964 gebore. En toe dit tyd word om skool toe te gaan, het sy ouers hom ingeskryf by die gesogte St. Stithians in Sandton, waar hy in graad 1 begin en al die pad deurgegaan het tot 'n matriek. Craig het deelgeneem aan atletiek, rugby en hy het vir die skool geswem. In matriek was hy in die eregroep van leerlinge. Almal was oortuig dat Craig nog groot hoogtes sou bereik. Hy was self ook vasberade om 'n sukses van sy lewe te maak, op een of ander manier. In sy loopbaan was Craig byna altyd betrokke in die finansies sektor. Hy het oor die jare 'n indrukwekkende reputasie opgebou as 'n lid van die St. Stithians Old Boys Association, wat groot bedrag geld geskenk het om die skool se sportfasiliteite op te gradeer. Van hierdie fasiliteite is selfs op daai stadium na hom vernoem. Maar selfs toe al was daar diegene wat nie so oortuig was met Craig Warrener nie. In alle regverdigheid, dis algemeen, mens kan nie altyd almal tevrede stel nie, en dit kon gewees het dat die wat nie toe van hom gehou het nie jaloers was. Hy het 'n weelderige leefstyl gehad, duur motors, die beste alkohol en naweke in Europa. As mens terugkyk, was daai mense egter reg. Ten spyte daarvan dat Craig die beeld voorgehou het van iemand wat 'n luukse lewe met sy vrou en 2 kinders gehad het, was hy egter nie 'n baie openbare persoon nie. Selfs toe sosiale media begin gewild raak het in Suid-Afrika, het hy nie die platforms gebruik om sy besighede te bemark nie. Hy het ook nie veel van 'n sosiale media profiel gehad nie. Hy was heel gelukkig om sy geld in die openbaar te spandeer, maar was eintlik 'n toe-boek. Die rede hiervoor sou later openbaar gemaak word. Craig Warrener se lys van kliënte het aanhou groei, ten spyte daarvan dat hy homself nie eintlik verkoop het nie. Hy het nie eers 'n webtuiste gehad nie. Hy het die beste wyse van gratis advertensies gebruik wat daar is, deur om net oor sy saketransaksies met mense te praat. Langtermyn kliënte van Craig Warrener se beleggingsbesigheid, BHI Trust, sou hulle vriende, hulle familie en hulle kollegas na hom verwys. En daai tevrede kliënte sou nog bring. Solank as wat Craig hulle gelukkig gehou het, het sy besigheid gegroei sonder dat hy 'n vinger hoef te gelig het. In elk geval, wat beter versekering het mens dat daar goed na jou belegging gekyk word, as iemand wie jy vertrou vir jou vertel, hulle ken iemand met wie jy nie verkeerd kan gaan nie. In 'n industrie waar daar soveel slenters is dit moeilik vir die gewone man op straat om te weet presies waarheen om te gaan om 'n ordentlike opbrengs vir die geld te kry waarvoor jy so hard werk. Craig het regtig sy kliënte gelukkig gehou. Hy het maandelikse state gestuur wat gewys het hoe beleggings aanhou groei het. Wanneer iemand geld uit 'n rekening wou onttrek, het hy dit binne 24 uur vir hulle gedoen. Niemand het enige rede gehad om te dink dat hulle beleggings nie veilig sou wees by BHI Trust nie. Die grootste rede tot vertroue was omdat Craig nie wilde opbrengste beloof het nie. Dit was konservatief, gewoonlik altyd in lyn met die opbrengste van ander trusts en baie konsekwent. Craig het daarmee gespog dat hy dit als kon bereik omdat hy kennis gehad het van 2 spesifieke aandele, BHP Billiton en Anglo-American, en hy het sy kennis gebruik om met sy kliënte se geld met die aandele handel te dryf, dat hy hulle nooit aan 'n risiko blootgestel het nie. Dis als uiteengesit in die maandelikse state. Almal was tevrede. Aanvanklike rekords sou wys dat Craig's kliënte grootliks ryk sakemense was, wat groot bedrag geld kon bekostig, miljoene rande op beslag.
Baie van hulle is kontakte wat Craig opgebou het deur sy skoolloopbaan by St. Stithians. Die groep kliënte was of oud-leerlinge van die skool of kollegas en vriende wat hy in die skoolnetwerk ontmoet het. Maar toe begin sy kliëntelys verander en hy aanvaar beleggings van middelklasmense met gewone loopbane, individue wat grootliks hulle geld belê het sodat hulle genoeg sou hê met hulle aftrede. Dis ook toe daar veranderings in die maatskappy plaasgevind het. Klein skuiwe, maar wat, as mens terugkyk, sal sin maak, waarvan die beleggers niks geweet het nie. Meeste van hulle het geen idee gehad wat agter toe deure by BHI Trust aan die gebeur was nie. Een so 'n reuse draaipunt vir BHI was die aftrede van die enigste ander trustee saam met Craig. Toe Craig probeer om die trustee te vervang, nader hy 'n man met wie hy by St. Stithians Old Boys Organisation gewerk het en daar ontmoet het. Christian Ashcroft was nie 'n wêreldwyse sakeman nie. Hy het 'n graad gehad in sportsielkunde en het 'n gewone werk gehad sy eie lewe. Hy het goed gedoen vir homself, was nie 'n multimiljonair soos dit gelyk het Craig Warren was nie. Christian was in verwondering oor wat Craig bereik het. Hy het respek vir hom gehad en wou van hom leer. So Christian kon nie vinnig genoeg spring vir die geleentheid nie. Toe Craig hom die mede-posisie aanbied van trustee en Craig se persoonlike assistent. Maar wat Christian Ashcroft nie geweet het nie, was dat daar op daai stadium reeds vrae in die industrie was oor BHI en Craig. BHI Trust het so 'n goeie reputasie gehad, dat dit nie net individue was wat direk wou belê nie. Craig het ook verwysings gekry van finansiële raadgewers, wat op soek was na stabiele vorms van belegging vir hulle kliënte, en natuurlik ook 'n kommissie wou verdien. 2 beleggingsmaatskappye sou later uitgeken word dat hulle fondse na BHI oorbetaal het in ruil vir kommissie wat baie hoër was as die standaard. Hulle het skynbaar hulle kliënte se belange op sy gesit en die geld oorbetaal na wie ook al vir hulle die beste kommissie kon gee, of dit nou 'n veilige belegging was of nie. Mens kan dit aanneem omdat ander maatskappye wat BHI ook wou gebruik, vinnig kon uitvind dat BHI Trust nie voldoen het aan al die regsvereistes nie. Dis nie bekend presies wanneer die eerste klagtes teen BHI by die finansiële sektor gedragsowerheid gelê is nie, maar dit het later aan die lig gekom dat daar wel oor die jare verskeie klagtes ingekom het. Die beweringe was baie dat BHI se kliënte buitensporige fooie betaal het. Daar was sommige wat geglo dat BHI nie die nodige bedryfslisensie gehad het nie en dat BHI nie aan die verskeie finansiële wetgewingsvereistes voldoen het om geldwasery te voorkom nie. Maatskappye wat met beleggings werk vir al groot bedrae, moet kan rekenskap gee van waar die geld vandaan kom. Dis deel van hulle verantwoordelikheid om te voorkom dat hulle deel is van moontlike geldwasery. Inligting moet eers nagegaan word. Maar BHI het dit nie gedoen nie. Volgens sommige van die beleggingsmaatskappye wat met BHI sake gedoen het gevind dat dit heeltemal te maklik was vir BHI om nuwe kliënte in te neem. As die finansiële sektor gedragsowerheid hierdie klagtes ondersoek het nie veel hiervan gekom nie. Hierdie was problematies, maar die kwessies was egter net die begin. Die waarheid oor waarmee Craig Warren besig was baie, baie erger. Volgens Craig het sy probleme tydens die 2008-2009 globale finansiële krisis begin. Hierdie was 'n wêreldwye krisis wat in Amerika posgevat het. Dit was die grootste val van die globale ekonomie sedert die 1929 ineenstorting van Wall Street en die Groot Depressie daarna. Daar word deur sommige mense bereken dat die globale finansiële krisis daartoe gelei het dat minstens 900,000 mense hulle werk in Suid-Afrika verloor het. Selfs welgestelde Suid-Afrikaners, van hulle Craig se kliënte, het die impak gevoel en baie het hulle beleggings onttrek en daai geld gebruik om te kop bo water te hou. Craig Warren sê al het hy daarin kon slaag om deur die finansiële krisis te kom, het dit baie langer gevat as wat aanvanklik gedink is vir die ekonomie in Suid-Afrika en ander dele van die wêreld om weer op dreef te kom. En hy het begin om hoogs onetiese besluite te neem. Inteendeel, wat Craig gedoen het, was onwettig.
Toe kliënte begin om hulle geld te onttrek, het BHI Trust eenvoudig nie genoeg kapitaal gehad om dit uit te betaal nie. En so begin Craig om nuwe kliënte se beleggings te gebruik om kliënte te betaal wat hulle geld wil onttrek. Dit is 'n Ponzi-skema. Die Ponzi-skema is vernoem na Charles Ponzi, 'n bedrieër wat uit Italië gekom het en sy reuse geldslenters in Amerika en Kanada op die been gebring het. Die hartjie van hierdie tipe slenter is presies wat Craig gedoen het. Nuwe beleggers se geld word gebruik om uitbetalings aan ouer kliënte te maak. In baie Ponzi-skemas is daar absoluut geen ware sake transaksies nie. Dis eenvoudig 'n herwinning van geld, tot die siklus opdroog en die hele plan op die lap kom. In BHI se geval het dit egter voorgekom of Craig wel nog bietjie op die aandelemark handel gedryf het, maar dit was nie 'n druppel in die oseaan van wat die trust nodig gehad het om al sy kliënte te kon uitbetaal nie. Of Craig Warrener van die begin af sy sake so gedoen het, is nie duidelik nie, maar dit was wel in 2008 al in plek. Die finansiële sektor gedragsowerheid het van die klagtes teen BHI Trust begin ondersoek, maar die finale nekslag is egter toegedien toe Warrener se nuut aangestelde mede-trustee en persoonlike assistent Christian Ashcroft begin agterkom wat sy mentor doen. Ten spyte van die verwondering wat hy vir Craig gehad het, kon Christian dit nie goedkeur nie. In 2020 het die finansiële sektor gedragsowerheid se ondersoek verskeie oortredings deur BHI Trust geïdentifiseer, maar eienaardig genoeg is niks gedoen nie. Craig is nie gestop nie, en dit het voorgekom of die meeste van sy kliënte geen idee gehad het dat hy ondersoek word nie. Teen 2023 het nuwe inligting aan die lig gekom, en terselfdertyd begin Christian Ashcroft druk plaas op Craig om oop kaarte met hom te speel oor hoe BHI Trust se boeke waarlik lyk. Christian het nie net daar gewerk nie, hy het ook sy hele erfporsie daar belê. Dit het nie lank gevat voor hy besef het dat hy moontlik al sy geld gaan verloor nie, en ook dat hy as 'n trustee van BHI Trust heel moontlik gedagvaar gaan word. Tydens die 2023 ondersoek na BHI is dit uitgebrei om ook die ander entiteite in te sluit wat die geld help invloei het. Global and Local Investment Advisors en Global Capital was genoem as twee beleggersfirmas wat kliënte na BHI Trust verwys het en buitensporige kommissies betaal is. Nadat hy heeltemal ontnigter gelaat is deur die man wat hy eers as sy mentor geag het en vreesbevange geraak het oor die finansiële impak op sy eie lewe, het Christian Ashcroft uiteindelik polisie toe gegaan en die deksel gaan lig oor alles wat hy weet waarmee Craig Warrener besig was. Rondom dieselfde tyd word 'n e-pos aan BHI se kliënte gestuur waarin hulle gemaan word om hulle geld uit die besigheid te onttrek en hulle versoeke hiervoor binne die volgende 2 weke in te dien. Die e-pos het nie uitgebrei nie, maar teen die 12de Oktober 2023 het niemand meer gewonder wat die rede agter die boodskap was nie. Dit was die dag waarop Craig Warrener by die Sandton se polisiestasie ingeloop en homself oorhandig het. Craig se kliënte was ontstoke toe hulle hoor dat hy 'n bekentenis aan die polisie gemaak het. Hy het erken dat hy die trust vir 22 jaar wanbestuur het en dat die doodsklokke in 2008 en 2009 al vir die maatskappy gelei het. Daarna het Craig gesê, het hy die volgende 15 jaar spandeer deur die geld wat hy verloor het weer te probeer opmaak. Hy gee egter toe dat daar geen manier was om uit die put te kon kom nie. Van die byna 3 miljard rand wat BHI van sowat 2000 kliënte gevat het, was daar net 4 miljoen rand in die rekening oor, toe dit gevries en Craig in hegtenis geneem is. Synstithians het spoedig gereageer in 'n openbare verklaring, waarin gesê is dat die skool nooit enige beleggings in BHI Trust gemaak het nie, en die enigste kontak wat die skool met Craig gehad het, was 'n paar donasies wat van hom afgekom het. Daar was egter toegegee dat die sportfasiliteite wat gebou is moontlik gekom het van onderduimse geld, en in reaksie het Synstithians gesê die fasiliteite wat Warrener se naam gedra het, hernoem sou word. Van die oomblik wat Craig by die polisiestasie ingestap het, het dit voorgekom asof hy gretig was om die hele storie afgehandel te kry. Teen die tyd wat hy 6 dae later
sy eerste verskyning in die hof gemaak het, het hy daarop aangedring dat hy gereed was om skuldig te pleit op al die klagtes teen hom. Die regter het aan hom moes verduidelik dat die doel van daardie eerste verskyning nie was vir hom om sy pleidooi in te dien nie, maar om hom die kans te gun om regsverteenwoordiging te kry, terwyl die staat die ondersoek afhandel. Hierdie was 'n komplekse saak en dit sou tyd vat. En Warner moes ook eers die kans gegee word om verborge aansoek te doen. Maar Craig was nie hiermee tevrede nie. Hy vertel aan die hof dat hy nie regsverteenwoordiging wou hê nie en kon nie verstaan hoekom die ondersoek nog moes voortgaan nie. Dit was 'n mors van tyd, sê hy. Hy het klaar als herken en ingestem om met die staat saam te werk en al die name te verskaf van die individue wat deel was van sy slenter. Kan hy nie maar net pleit en gevonnis word nie. Die regter was ietwat onkant betrap en verduidelik aan Warner dat die regstelsel sy gang sal moet gaan en dat daar 'n regsproses is wat gevolg moes word. Craig sê hy wil nie om borg aansoek doen nie, maar vra dat hy alleen in 'n sel geplaas word, omdat hy reeds doodsdreigemente begin kry het en bang was dat sy lewe in gevaar sou wees saam met ander gevangenes. Craig het gesê die doodsdreigemente het gekom van mense wie se geld hy gesteel het. Dit was moontlik ook hoekom hy nie op borg vrygelaat wou word nie. Hy was heel moontlik veiliger agter tralies. Ook daai dag in die hof, toe Craig sy eerste verskyning gemaak het, was 'n prokureur wat nie deel was van die saak nie. Werner Kaywood van Kaywood Attorneys het Craig geken en het self in 2009 in sy persoonlike kapasiteit 'n groot bedrag geld by BHI Trust belê. Verskeie van Werner se kliënte het BHI aan hom voorgestel as 'n beleggingsopsie en dit het geklink soos 'n veilige beleggingsgeleentheid. En vir 14 jaar was dit, tot dit nie meer was nie. En daar sit Kaywood in die hof en vat notas, in voorbereiding vir 'n saak waarin hy sy eie belange sou verteenwoordig, as ook die van sy kollegas en vriende wat ook by BHI belê het. Kaywood sou later 'n integrale deel van die druk word om seker te maak die ondersoek teen Craig Warner en BHI Trust gaan vooruit, as ook die sekwestrasie van beide Warner en die maatskappy en die vries van die bates, in die hoop dat Werner en sy kollegas moontlik iets van hulle beleggings sou kon red. Tydens die aanvanklike hofsittings het dit duidelik begin word dat Craig die vinger gewys het na Global and Local and Global Capital as die maatskappye wat hom in sy skema gehelp het. Dit was veral Global and Local wat op baie hoë vlakke in die Suid-Afrikaanse beleggingsindustrie bedryf het. Bekende en gerespekteerde finansiële maatskappye soos Investec en Allan Gray het finansiële adviseurs gehad wat sake gedoen het met Global and Local en daarom het sommige van hulle ook 'n verbintenis gehad met BHI. Beide die maatskappye het onmiddellik instruksies gegee dat hierdie adviseurs alle bande met Global and Local verbreek. Nadat BHI amptelik onder sekwestrasie geplaas is 'n webtuiste gestig vir slagoffers waar hulle op hoogte gebring is van die verwikkelings. Insolventbhi.com bestaan vandag steeds. 220 van die 2000 kliënte wat BHI oor die jare gekry het, is in 'n hofdokument geïdentifiseer as die wat direk deur die Ponzi-skema benadeel is en geld verloor het. Hierdie was diegene wat nie hulle geld betyds kon onttrek nie. Daar's 'n baie eienaardige dinamika wanneer dit kom by 'n Ponzi-skema ondersoek en die hofsaak, 'n fyn lyn tussen wie die ware geregtelike slagoffers en wie die skuldiges is. Om die waarheid te sê, daar's geen lyn nie. Gewone beleggers in BHI het natuurlik heel onskuldig hulle geld daar belê, totdat die polisie nie kan bewys dat 'n belegger definitief deel was van die slenter nie, word die wat onskuldig belê het nie gedagvaar nie. Probleem is, die onwetende beleggers is al gestraf, omdat die meeste van hulle geld verloor en nie fraksies daarvan weer sou kon sien nie. Van die oomblik wat die soort van skemas ontbloot word en die bankrekeninge en die bates gevries is, word geld stadig oorbetaal in die rekening van die aangewese auditfirma. Maar selfs wanneer so 'n saak gefinaliseer is en die fondse verdeel kan word onder die wat geld verloor het, vat die auditfirma eers sy betaling vir die werk wat gedoen is en dan eis die inkomstediens sy pond vleis vir belasting wat nie deur die Ponzi-skema maatskappy betaal is nie, en eers dan, laaste, word die geld wat oor is,
onder die slagoffers verdeel. Hierdie proses kan tot 10 jaar vat om te finaliseer, of selfs langer. En dis nie die ergste nie. Omdat die dividend wat in die jare uitbetaal is, gekom het van die winste wat gemaak is deur 'n bedrieglike fonds en krimineel van aard is, kan daar van die slagoffers, wat dividende gekry het, verwag word om daai geld ook aan die auditfirma terug te betaal. Hulle word verder gemelk vir wat hulle nie eers meer het nie. Vir BHI's ryk kliënte was dit 'n harde hou, maar dit het nie hulle lewens verwoes nie. Maar BHI het ook baie middelklas kliënte gehad. Sommige van die gewone individue het hulle aftreefondse by BHI belê. Hulle het hulle huise verkoop om te kon belê en die opbrengste van hulle beleggings gebruik om huur te betaal terwyl hulle aftreefonds gegroei het. So het hulle gedink. Soos wat die ondersoek voortgegaan het met Warren in die tronk, het slagoffers van die slenter na vore begin kom en dit het duidelik geword presies hoe diep sy wonde in die lewens van gewone mense gesny het. Een pensionaris het aan die media vertel dat hy 3 miljoen rand van sy pensioen verloor het. Gelukkig nie als nie, maar hy het geweet van mense wat als wat hulle gehad het in hierdie beleggingsmandjie gesit het. Hulle het alles verloor. Hierdie slagoffers moes hulle kinders vra vir hulp. Familielenings is ook deur die skema in skerwe laat spat. Bruce Smith was 81 en sy vrou Karen 58, toe hulle 'n gesamentlike 6.9 miljoen rand verloor het. Bruce se eksvrou en sy 2 skoonseuns het ook groot somme geld verloor. Bruce se seun moes beide sy ma, wat als verloor het, en sy skoonfamilie begin ondersteun. Karen het gesê sy het 'n diepe wrok in haar gehad, veral omdat die persoon wat BHI na hulle verwys het, 'n familielid was. Daai familielid het dit kon regkry om al hulle geld te onttrek die dag voor Craig in hegtenis geneem is, maar het nooit die res van die familie aangesê om dieselfde te doen nie. By Warren se volgende hofverskyning het 'n forensiese ondersoeker wat sowat 200 van die slagoffers verteenwoordig het, aan die hof gesê hy is bekommerd omdat die polisie se ondersoek gelei word deur Craig Warren se belydenis. Die forensiese ondersoeker, Bart Henderson, sê hy het die indruk gekry dat die polisie die inligting gebruik wat Craig aan hulle verskaf vir hulle ondersoek, in plaas daarvan om 'n volledige ondersoek te doen op BHI Trust en affiliate. Die polisie het dit ontken, maar het wel toegegee dat Warren baie behulpsaam was in hulle ondersoek en dat die polisie wel op hom staat gemaak het om toegang te kon kry tot dokumentasie. Maar die polisie het voet by stuk gehou, dit het nie beteken dat hulle deur Craig gelei word nie. Henderson het ook verwys na die reguleerders, insluitende die finansiële sektor gedragsowerheid, wie hy daarvan beskuldig het dat hulle steeds geen ag slaan op die veiligheid van die ondersoek nie en nie vroeg genoeg opgetree het om verliese te kon voorkom nie. Terwyl die polisie ondersoek onderweg was, het verskeie ander organisasies ook hulle eie ondersoeke gehad, insluitende die einste finansiële sektor gedragsowerheid, wat wel uiteindelik aangekondig het dat Craig Warren verban is vir die volgende 30 jaar om enige finansiële dienste te kon aanbied. Nadat hy aanvanklik gesê het hy wil nie borg hê nie, het Craig toe van plan verander, nadat die ondersoek direkte oorbetalings onthul het wat van BHI Trust gemaak is na Warren se persoonlike rekenings. Al sy bates is ook gevries. Sy borgaansoek is egter geweier en hy moes agter tralies bly totdat die ondersoek afgehandel, die klagtes teen hom gefinaliseer en hy dan die kans gegee is om te pleit. Tot op daai stadium het Craig Warren volgehou hy skuldig sou pleit. Hy het gereeld sou sê hoe jammer hy was oor wat hy gedoen het en dat hy bereid was om 'n vonnis van tot 20 jaar tronkstraf te aanvaar as sy straf. Die 206 klagtes van bedrog teen hom is gebring, as ook 'n addisionele klag dat hy besigheid gedoen het sonder die nodige finansiële diensteverskaffer lisensie. Die finansiële diensteverskaffers lisensie wat Warren gebruik het, het aan 'n maatskappy behoort vir wie hy op 'n stadium gewerk het. Die maatskappy was glad nie daarvan bewus dat Warren hulle lisensienommer vir BHI Trust gebruik het nie. Die lisensie was nie eers van toepassing vir die tipe beleggings wat hy hanteer het nie, maar dit wil voorkom asof niemand dit ooit eers opgemerk het nie.
Dit het in die klagstaat ook duidelik geword hoe min Warren eintlik handel gedryf het. Van die byna 3 miljard rand wat in BHI se rekening ingekom het, is net so wat 500 000 rand in die rekening oorgeplaas wat Warren gebruik het vir handeldryf. En al het Warren homself erken dat die bedriegspel al van 2009 af aan die gang was, het die eintlike ondersoek net gefokus van 2020 tot 2023, so die ware omvang van die bedrog was baie meer as 3 miljard rand. Warren se pleitooreenkoms met die staat het ingesluit dat hy ingestem het tot 'n 20 jaar tronkstraf, maar die ooreenkoms was tussen hom en die staat. Die regter het steeds die finale sê. Die regter is nie verbind tot die pleitooreenkoms nie, en as 'n regter voel dat 'n swaarder of selfs ligter straf meer geskik is, kan die pleitooreenkoms aangepas word. Vir die aangeklaagde is dit 'n risiko, en aangesien Craig Warren 'n man was wat risiko's gevat het, het hy besluit om die dobbelsteentjie te rol met sy vonnis. Hy het verloor, maar nie met veel nie. Die totale aantal jare tronkstraf wat hy gekry het, was 500, maar al daai jare sou gelyktydig uitgedien word. Die regter het bevind dat Craig 25 jaar tronkstraf moes kry, meer regverdig teenoor die slagoffers as die 20 jaar wat die staat oor ingestem het in die pleitooreenkoms. Hy sal in aanmerking kom vir parol in 12 en 'n half jaar. Al het geregtigheid skynbaar geskied, het dit nie die slagoffers gehelp nie. Baie organisasies en groepe wat die slagoffers verteenwoordig, het aan forensiese ondersoeker Bart Henderson gesê dat die ondersoek nie deursigtig was nie en dat daar geen inligting was oor presies hoe Warren persoonlik voordeel getrek het uit die Ponzi-skema nie. Hy het teen die heel einde nog 'n baie gemaklike lewe gelei. Sy volwasse kinders was oorsee en hy was van sy vrou geskei. Hy het steeds in luukse motors gery, net die beste alkohol gedrink, in die restaurante geëet, in 'n wel-afgebied gebly en naweke in Europa geniet. En 'n groot deel hiervan, indien nie als nie, moes betaal word deur die kriminele maatskappy. Niks hiervan is egter onder die vergrootglas geplaas in die hof nie en is ook nie in die openbare domein bekend gemaak nie. Daar was ook bitter min inligting beskikbaar oor ander affiliate wat ook moontlik by BHI Trust voordeel getrek het. Die slagoffers was ook ontsteld, omdat die ondersoek slegs 3,5 jaar teruggestrek het, wat nie 'n ware weergawe gegee het van die vlak van Craig Warren se bedrogspel nie. Die hoop het egter weer begin opvlam toe 2 ander mans in hegtenis geneem is in verband met die Ponzi-skema, slegs 'n week nadat Craig Warren gevonnis is. Sona Pillay was die hoof van 'n maatskappy genaamd Rubicon en Michael Haldane was die stigter van Global and Local. Beide het groot bedrae kommissies gekry in ruil vir die kliënte wat hulle na BHI Trust verwys het. Pillay en Haldane het ook die administratiewe funksies van die fonds hanteer, wat ingesluit het die maandelikse uitstuur van state aan die beleggers. Hierdie was natuurlik die state wat volkome vals was. Die enigste realistiese bedrag was die openingsbedrag wat deur die belegger inbetaal is. Soos die geval was met Craig Warren se inhegtenisneming, sou die ondersoek teen Pillay en Haldane ook lank vat om te voltooi. Die slagoffers van BHI Trust wie gehoop het dat dit meer sou bekend maak oor die wyse waarop geld wanbestee is en dat hulle moontlik daarvan sou kon terugkry, is in Maart 2025 erg teleurgesteld gelaat. Die klagtes teen Pillay en Haldane is teruggetrek. Hulle is egter verban om in die finansiële dienste sektor te werk vir die volgende 30 jaar, as gevolg van die ondersoek deur die finansiële sektor gedragsowerheid. Baie mense het gewonder hoekom Craig Warren so behulpsaam was met die ondersoek, so daarop aangedring het dat hy wou skuldig pleit. Het die man se gewete om werklik begin ry? Was hy so oorval deur spyt? Of was dit net 'n dekmantel om als vinnig afgehandel te kry sodat van sy dade nooit op die lappe kon kom nie? Vir baie was dit eenvoudig net makliker om te glo dat Craig Warren deur die globale finansiële krisis oorweldig is, soos duisende ander reg oor die wêreld. Al was daar baie woede teenoor hom, was dit vir sommige mense genoeg dat Craig Warren spyt getoon het en hulle het sy verduideliking aanvaar oor hoe dit gebeur het dat hy 'n Ponzi-skema bestuur het.
Miskien was hulle nie heeltemal deur hom mislei nie. Hy was net oorweldig deur 'n globale finansiële krisis wat niemand sien kom het nie, en hy wou voorkom dat mense hulle geld verloor. Hierdie was sy manier om die geld weer te probeer terugkry. Maar dit was voor 'n man wat in die verhoor afwagtende deel van die tronk was, saam met Craig Warner, na vore gekom het met beweringe wat als weer in twyfel sou trek. Jacobus van Rensburg was 'n geoktrooieerde rekenmeester wat in hegtenis geneem is op 'n klag van aanranding en agter tralies gewag het vir sy verhoor om te begin. Hy was vir byna 'n jaar in die tronk voor die klagtes teen hom teruggetrek en hy weer vrygelaat is. Tydens daai jaar het hy 'n sel gedeel met Craig Warner. Van Rensburg het vertel hoe hy gesien het hoe Warner sy hande op 'n iPhone gekry het terwyl hy agter tralies was en die foon gebruik het om in verbinding te bly met die wêreld buite die tronkmure. Warner het na bewering ook aanhou handel dryf op 'n aanlyn platform en volgens Van Rensburg het Warner sowat R600,000 in sy handelsrekening gehad, die laaste keer wat Van Rensburg dit gesien het. Warner het ook aan Van Rensburg sou sê dat hy kliënte gehad het terwyl hy in aanhouding was en 'n man genaamd Michael sou help om 250 miljoen Amerikaanse dollar uit Suid-Afrika te verskuif na 'n oorseese mark, sodat die Michael nie belasting hoef te betaal nie. Toe vertel Warner hoe hy vir Michael afgepers het dat hy sy onwettige aktiwiteite by die polisie sou aanmeld as hy nie van die geld vir Warner sou gee nie. Warner het aan Van Rensburg gesê die enigste rede hoekom hy homself aan die polisie oorhandig het, was omdat een van sy kliënte 150 miljoen rand sou verloor en die man was glo verbind met onderwêreldse bedrywighede en het 'n sluipmoordaanval op Warner beplan. Hy het gereken hy is veiliger in die tronk en dit was glo ook hoekom hy nie daarin belang gestel het om 'n borg vrygelaat te word nie. Die geld wat hy steeds gehad het voor sy rekening gevries is en van transaksies wat hy later gemaak het, het hy gebruik om vir homself 'n lekker lewe in die tronk te verseker. Warner het geweier om die tronk se kos te eet en het mense betaal om vir hom wegneem etes te bring. Van Rensburg het vertel dat Warner as baie arrogant voorgekom het en selfs baie tevrede met homself, ten spyte daarvan dat hy in 'n tronk was. Een van die mees merkwaardige oomblikke wat hulle twee gedeel het, was glo toe Warner 'n artikel gelees het oor BHI. Hy glimlag skelm en sê vir sy selmaat Van Rensburg, "They don't know the half of it." Warner sou glo ook gereeld vir die ander gevangenes vertel hoe hy heeltemal te slim was oor hoe om die geld wat hy by BHI gemaak het weg te steek, sonder dat enige van die ondersoekers dit ooit sou kry. Maar ten spyte van sy gespog oor sy goeie lewe, het Van Rensburg opgemerk dat niemand in sy persoonlike lewe Warner in die tronk sou kom besoek het nie. Die enigste mense met wie hy persoonlik in kontak was ondersoekers of sy regsverteenwoordigers. Dit het Warner blykbaar nie geplan nie. Wanneer hy geld nodig gehad het, het hy sy ex-vrou en 'n ou vriend laat weet en hulle sou geld in sy rekening oorbetaal. Nie een van hulle twee het Warner egter in die tronk kom besoek nie. Van Rensburg het aan die media verduidelik dat hy die ware Craig Warner wou ontbloot, sodat mense kon weet wie en wat hy werklik is. Sy slagoffers verdien dit, het Van Rensburg gereken. Forensiese ondersoeker Bart Henderson gaan voort om die BHI Trust te ondersoek en het 'n reeks artikels oor sy bevindinge vir Moneyweb geskryf. Henderson glo dat die vermiste geld heel moontlik uit die land verskuif is deur middel van 11 verskillende klein frontmaatskappye en deur ander finansiële wyses, soos die gebruik van trusts wat hy op afgekom het. Henderson nou vol dat die polisie ondersoek teen Craig Warner en die mislukte klagtes wat gebring is teen Sona Pillay en Michael Haldane net leë beloftes was en dat die ondersoek eintlik gelei is deur Warner sy eie bekentenis. Henderson glo nie dat die ondersoekers werklik diep gekyk het na enige ander kwessies nie. Craig Warner het dit homself gesê, "They don't even know the half of it." Sy oënskynlik desperate erkenning van skuld om die saak afgehandel te kry, niks te doen gehad met ware spyt nie. Hy wou net nie self getuig om die moeilike vrae in die hof te moes beantwoord nie. Hy wou hê dat die ondersoekers net fokus op wat hy vir hulle gee. Wat dit eintlik was 'n multimiljard-rand se oë verblindery. Kyk hier na wat ek vir julle gee, fokus hierop
en hoe belangrik dit is. En terwyl jy hier kyk, is dit die ander hand wat die werklike toertjie uitvoer. Kil jou hier, kil jou daar. Ponzi-skemas word al hoe algemeen. Bart Henderson sê hy het op al hoe meer afgekom, verskillend in omvang. En hoekom nie? Ja, die skuldiges kan aan die pen ry, maar hulle moet eers vasgetrek word. En as een man vir meer as 2 dekades daarmee kan wegkom en moontlik selfs voortgaan, hoekom sal ander dit dan nie ook probeer nie? Hoe meer desperaat die samelewing raak om 'n stewige finansiële toekoms te verseker, hoe meer gewild kan so 'n slenter word. Want waar daar kwesbare slagoffers is daar roofdiere. Dankie dat jy geluister het na True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe. Hierdie was die verhaal oor die misdade van Craig Warner. True Crime South Africa, die Afrikaanse weergawe, is 'n oorspronklike jackpot potgooi. Die ware misdaadverhaal is nagevors en geskryf deur Nicole Engelbrecht vir haar gewilde True Crime South Africa reeks. Dit word aangebied deur Jackran FM se Gerda de Souza. Luister na nog oorspronklike potgooi reekse en nuwe episodes by jackranfm.com, klik op Jackpot of kry dit by jou gunsteling potgooi toepassing.